die Mississippi Delta. 'n plek wat jonger wie nooit so aan kon dink nie. Flip, ek het nie eens geweet die plek bestaan nie. Maar tog het dit so groot impak op my lewe gehad. Ek het hier geland vir stroopseisoen 2021, brandarm en nat agter die ore. En noodloos om te sê, hier is ons, 5 seisoene later. Die plek het my gehelp om op my voete te kom, my geleer om selfstandig te wees, agter my eie gat skoon te maak en te besef dat mamma nie meer hier is om na my te kyk nie en is tyd vir groot word. Die plek het van my grootste drome laat waar word en 'n seun en 'n man verander. Maar soos die ou gesegde gaan, dit was lekker, maar dis ook klaar. My tyd raak minder hier en saam met dit gaan hierdie my laaste Boer Amerika video wees aan julle, asook my laaste week hier in die Delta. Die plek en sy mense was baie goed vir my en sal vir ewig 'n plek in my hart hê. Maar die tyd het gekom om aan te beweeg. My hart lê nie net in boerdery nie, maar ook in alle dinge met 4 of 2 wiele en dit is tyd om daardie groot drome in my hart na te jaag. Hoe presies? Wel, dit sal julle binnekort uitvind. Maar vir nou is hierdie my laaste hoera aan julle hier uit Amerika uit. Geniet hom. Right, vandag doen ons 'n bietjie iets anders. Dit gereën op die plaas. Ons is hier by ons baas se huis. Ons gaan hierdie dakblind wat hulle op sy dam, wat ons eintlik op sy dam gebou het, gaan hom 'n bietjie opkikker vir die jagseisoen. Hierdie kant kort ons takke en ons gaan dit maar net maak soos hierdie, dat hy bietjie meer gekamoufleer is. Ons gaan nou die bootvat kettingsagie en gaan ons hier 'n paar mooi takke uitsny. Maar vandat sinds ons nou nie so besig is nie, het ons vandag heel voorbereid gekom. Het ons braaiertjie gepak, sal sommer 'n paar droë hout sny daarso. En ons het vir ons ou vleisietjie ook gepak. Saam goeie Suid-Afrikaanse spice, so lunchtyd kom, gaan ons net hierso kom, die musiek aansit en vir ons 'n vleisie braai. So, heel salig, heel lekker. Kom ek wys julle wat ons doen. Ek net kyk of my handlanger reg is vir werk. Ja, hy's reg vir werk. Reg vir werk, Anu? Ja. Vraag is sterk reg vir my. So die voordeel is ek is agter, ek is in beheer van die engine. So met ander woorde, hy gaan nie werk. Bietjie my weer. Nice ass. Why so wide? Waar is die bome wat jy soek? Baby, where am I now? Ja. Wat van hierdie boom hier voor ons? Nee, ja. Daai takkies lyk alright. Wham. Hey, wie stoot so? Jy moet nou my baas se boot krap, mannetjie. Hoe werk hy sagie? Wham. Pagat le damuni. O, gats. Hy safety catch wat hy op die kant het, is nie baie lekker nie. Ja, los hom so. Okay, sny hom. Wil hom net lang stukke hier af weer gepak. Right, jiggy saam. Nice. Okay. Skat hier op my. Ja, hierdie ander se takke is te dik. Soek dun takke, baie blare. Hey, jy krap my boot. Vra wat daar voor gebeur het? Jy krap hom al voor die hele tyd. En jy kan net vir eens net mooi ry. Waar wil jy wees? Jan, hier's 10,000 bome in die dam. Gaan net na een tot ons begin. Ek pak jy na een toe, dan sê jy is nou weer die verkeerde een. Jy's mos 'n bometologist. Ja. Daarso. Jy gaan nou hierdie kry reg voor jou. Hierdie een? Ja, lekker right. Ja, stop net die man. Hier, baas is boom. I see what you did there. That's what she said. Ja. Net goed. Daarso. Ja, right kleintjie. Lyk soos 'n spietkop.
Ek is die waterpolisie. Talk to me, Goose. Europa videoetjies neem en goed en begin werk. Ja. Kom, gaan. Ja, daai is 'n lekker een. Wil jy om die boom gaan? Where you want to be? Egala. Okay. Ek kon net die boot omvat, jy weet dit. Man, loop. Wap. Dis mooi. Right, ek dink dit lyk te sleggie. Klomp takke hier op gesit. Hierdie kant. En vuurtjie brand. Daar's darm 'n paar kolle aan, hè. Ja. Genoeg om 'n varkchoppie te brand. Voor lunchtyd hierso. Dan net 'n bietjie regpak, netjies maak. Dan moet die jagters maar kom. Kan 'n lekker Sondag braai hou hierso eintlik. Moet net 'n braierdek bou dat al die rook nie hier rondwandel nie. JBL speakertjie. En ek sou sê 'n skipper wat jou gaan terugvat, want as jy 'n paar brandewyne hierso het Ja, maar dis kom en jy moet hierdie trappies dis kom die vrouens saam bring. O, die vrouens, hulle ry boot. Hulle ry boot. Assai. Perfekte timing vir ons vuurtjie. Hier is dit weer bewys. Jy kan ons uit Suid-Afrika uitvat, maar jy gaan nie ons uit Wat? Die Suid-Afrika uit ons uitvat nie. Daar's 'n gasbrouer daar. Maar hy het nee. Braaitang. Ja, hier is jou braaitang. Daar's die braaitang. Hier is van ons food plots wat hulle dit noem. Daar's so 'n jagstand daar bo op die wal. Ek weet nie of julle kan sien met die lig nie. En dan op hierdie deel plant jy dan 'n koring, clover, ek weet nie, hulle het allerlei mengsels wat hulle plant, feed mixes om die bokke in te lok. So jy mag dalk wonder hoekom jag hulle nie soos ons by die huis nie. So dis eintlik baie eenvoudig, jy kan nie. Hier's te veel blare wat raas hierso. Al hierdie bome hierso verloor hulle blare en ja, dis net onmoontlik om die bokke regtig te kry sonder dat jy geraas maak. So die mees populairste manier om te jag hierso is of uit 'n tree stand uit met jou boog of daai stands wat jy daar sien met 'n geweer. Dis 'n lekker geweerafstand, dis omtrent 100 meter tot hier by die trekker. Ja, dis 'n lekker werkie. Ek dis nou al hierdie food plots op, dan gaan ons hulle so 'n week los dat al hierdie bossies doodgaan, wat ook al hulle wil doen. Dan sal ons begin saai en ja, dan moet ons 'n bietjie reën kry, laat hierdie goed opkom en dan gaan hulle in die winter jag. Dis daarom wel een van daai werke wat jy doen waar niemand jou pla nie. Ek gaan nou, ek het so 7 food plots wat ek moet op dis. Klaar die eerste een klaar gekry, hier is die tweede een. Wil ek agter my huis 'n bietjie dis. So ja, dis 'n lekker dag, die temperatuur is bietjie af. So ja, het ek minder babbel en weer 'n bietjie begin werk. Yes. Wie het al hierdie nonsens hier ingepak? So ja.
Haze julle, welkom by 'n nuwe dag hier in die Delta. Dit is vandag die 30ste Oktober, amper huis toe gaan tyd. En dis vreeslik koud, dit lyk dalk nie so nie. Ek het nou net my baadjie uitgetrek. Die res van die week was yskoud geweest. Dit was so 3-4 grade met reën en wind. Dit was hierdie is die eerste lieflike dag wat ons eintlik het hierdie hele week, eintlik 2 weke. Hier agter my het ons die seed cleaning plant opgestel. Ons het gister daai sonneblomme skoon gemaak. So basically hardloop hy daar met die drive-over op met die auger en die seed cleaning masjien in. Al die skoon graan kom die kant uit, vuil graan en stof en blare en goed gaan daai kant uit. Op in die sakke en op die skaal, weeg jou sakke en dan stek ons hulle daai kant soos wat ons hulle nodig het. En dan sal ons later begin om sonneblom met mielies met sorghum, allerlei mixes op te maak. Brenna ry die forklift, hy pak alles netjies en reg. Ja, laat ons hierdie ding weer opvaar, of wys ek vir julle wat ons doen. Yes. Dit is 'n lieflike dag eintlik hoor. Vanoggend dit was koud tot nou toe die wind gaan lê. Die wind was yskoud. En ja, almal sê nee, dis nie so koud nie. Dit is nie koud nie as jy agter 'n lekker stel warm boutjies lê nie. Maar as jy nie hier werk, dan raak dit nogal koud. So ek gaan hier in, uit die fan hier binne met sewe en goed. Vuil goed om die kant uit. Ons sal hierdie via harde want dis 'n paar wat sorg maar net julle sien. En hierdie is alles uit 'n pure rommel. Hier is die fyn stof en goed wat hier inval. En dan die skoon graan gaan hier op, hier in die sakke in. Waar gaan jy met die goed, Brenna? Maar die sonneblomme daai kant toe. You take this thing here, and you take it there. Het jy license vir die ding? Ja, Ry jy legally? ek het al gedoen met Farming Simulator. Farming Simulator. Baie ouens doen dit. Met die sonneblomme was dit maklik. Dit het so lank gevat om 'n sak vol te maak. Hierdie sorghum is so swaar. Dit gaan vinnig. Hoeveel laai jy om, Brenna? 2055, 55. 55. En dan krijg je zo 2000 pond in. En dan kan maar zelf uitwerken op de kilogram het is. En zo 30 zakken op een lorry. Volgens cijferskip. Nee, cijferskip. En hier spuit ons uit chemicaliën op om die weevils en goggas te bekamp wat dan binnen die zakken wil slim en die graan wil vreet. So hy spuit net so ligte doses op hulle die hele tyd sodat hulle opgaan. Dan kry jy kans om van daar af droog te word en dan in die sak. Maar Brenna, vertel ons wat is jou job description hier? Ek weet in Suid-Afrika is dit baie belangrik dat jy by jou job description bly. Op die oomblik is jy by my posie. En dat dan besig te lyk. Nee man, nou fok jy my hele skaal op. Daar moet op 2000 wees. Ja, hy nou 'n bietjie vol. Hey, jy moet nou mooi ry, Brenna. Where are we going? That way. For what? Because we're coming from that way. And what is on that side? Hey, jy moet stadig ry. Hopefully palette. Palette. Wil jy die ding haak? Ja, Jy het nie regte bal op daarvoor nie. Is. bietjie warmer dat ek. Kak man, is koud hierdie kant ook. Daar's my baas se office. Daar's soos chemical totes. Ja, sien daai daar's leeg. Otherwise in Suid-Afrika het hulle lankal daai kabels gesteel. Wat is hier binne, Brenna? Chemicals. Wat is in hier? Engelse man. Hi bo. Die Sputnik take me home. Where are we going now? Roel. For what? Jai, wow. Jy weet 'n polo is 'n plaasvark. Hoeveel palette het ons nodig? 15. En hoeveel het ons nou hier gekry? 15. 15. Ons gaan so gaspottel moet gaan volmaak, laat ons nie shot hardloop op ons forklift nie. Nou gaan jy er afklim vir die storie, hoor. Dis nou hier waar daai forklift license inkom. As jy iets stamp hierdie, dis nie ons nie. Sego. Neem my petrol toe draai. Wanneer kan staan? Ja man.
Alright julle, is Dinsdag, ek dink is die 4de November, die 5de, een van die twee. Ons is nog steeds besig hier by die seed cleaning plant. Ons het 'n paar lorries met mielies hier ingetrek. En ons het hierso veranderinge aangebring want ons het die crusher opgeline daar om die mielies te crush. So dan gaan nog steeds daarin, drive over op, Jerry seed cleaner. En dan hierdie ding wat vieslik soft maak, die crusher, hulle gaan hier af, daarin. Dan vir my, gemaal daar bo uit. Maar ja, die stof is verskriklik. Dit is nou die tweede lorry wat ons doen. Dit kry ook so 30 sakke op 'n trok. Ja, hierdie maak 'n mens klaar. Ons het nie gedink om maskers te bring volgende nie, want ons het nie gedink dit gaan so tof vol wees. Kyk hier. So ja. Vandaar om môre weer te doen nie. Môre is ons weer op die plaas, ons het lande om ons het bietjie lande om te bewerk. Een land om te level. Excavator regmaak, sy fan is op groet so. Ja, hier is nou alles wat ons al gedoen het. Die baas is op 'n missie om alles verkoop te kry. Daar's sorge maar agter. Van hier af is alles gekraste mielies hier deur en sonneblomme daar agter. Ek sien jou nie so deur die mis nie. Dink vir 'n Brenna. Die bietjie fireable. Kyk daar. Ja. So, hier is daai tipiese deel wat ons nie gewoonlik wys op die video's nie. Ons wys altyd vir julle die trekkers en die lekker werk. Ek sou nie sê hierdie is nie lekker nie, dis lekker, maar ja, die stof maak jy net bietjie moeg, hoor. Dit is interessant want jy moet die hele tyd die masjien stel, die crusher moet jy stel om die regte groot crushings te kry. Daarvoor maak, yes, die man is bedrywig. Nou ja, ons is op die ons sterk, ons het nog 4 sakke oor in hierdie lorry. Kom ons kry gou iets klaar. So, nou is weer terug op die job. Waar was jy gewees? Wag, kom ek kom nader. Waar was jy al die tyd wat ek saad skoon gemaak het en goed? Ek het jou nie gesien daar by die seed cleaning plant nie. Kort gewas. Die skorrel goed gewas, ja, groot skorrel goed. Ons gewas, stroopers gewas. Okay, ons wil nie hoor oor jou hartseer storie nie. Anyways, ons is nou terug vandag. Ons het gister daai mielies gecrash. Daai goed in sakke gegooi, die baas moet hulle nou verkoop kry. Net toe ons dink ons kom bietjie lekker veldwerk doen, toe word ons gedesignate met die wonderlike job om die excavator se radiator fan pomp reg te maak. Hulle het voorgestel dat ons die hele radiator uithaal, maar ons enigste telehandler is so 6-7 kilos daai kant toe. En ons het nie tyd gehad vir hom nie. So ons het hier allerhande goed uit mekaar uitgehaal net om hierdie hele bracket uit te kry. Hey, get it, boy! Ons knie is nou al so seer gestretch vanoggend, nee. Ons gaan nie nou daai ding haal nie. Los hom daar, hy moet die radiator geloop hou, laat hy nie stof vang nie. Getting old for the shit. Ja, so ons het toe hierdie hele radiator bracket en mount uitgekry, is daar op die klap, gaan nou vir julle wys. Hierdie dop losgemaak, die intake, net daai intake pyp alleen, ook eenvoudige job. Hy gaan van daar af, dan gaan hy nie hierso vasgebou nie, nee, hy moet hier deur gaan. En dan moet hy nou hier binne weer vaskom hier onder, so. Van die houses moet jy hier binne losmaak, so. Ja, lekker vroegoggend inlywingssessie. Ja, ons het nou al tot ons spanners in die helfte gegrind om hydraulic house tools te bou. Hier is ons state of the art G-door tool wat ons gebou het. Ja, weer eens, hierdie kon hulle baie maklik gemaak het. Hulle kon daai hub kleiner maak, dan kon jy net die pomp losbou op die frame, die fan losmaak en net om deurgly, maar jy kan nie, want die hub pas nie deur daai gat nie. So dis hoekom ons die hele mounting afgehaal het. Nou gaan ons uit daai middelste nat losslaan en dan die hele fan hub afhaal. En dan moet hy ingaan vir 'n seal kit, want 'n nuwe ene kos oor die $2000, so ons gaan nie dit spandeer nie, ons gaan hom net oorbou.
Want ja, ons baas het 'n baie groot hobby, hou van bome uitstoot. Ek weet nie waar hy dit gekry het nie. Dis nie asof hy te veel bome in Mississippi is nie. Maar ja. Job creation. Alright, dit is nou 'n nuwe dag hierso. Ons het nie ons pomp geherbou gekry nie. Ons het wel vir Brenna gestuur na 'n ander dorp toe, wat hy vir ons 'n nuwe een kry. Brenna, hoeveel het daai ding gekos? Jy weet as hulle stil bly en hulle gee net vir jou iets, dan weet jy Hulle wys net die klein goeders vir prysies. Dit filters en Hy sê die filter se prys. Die Blaan het gesê hy kos so $2,500 die pomp. So 2 weke wat ek en jy werk, is gelyk staan aan die yster wat daar lê. Aha. die baie. As jy ooit minderwaardig gevoel het, Brenna. Ja, Sakkie. so ons gaan nou hierdie fanpomp hier insit, dan moet ons al hierdie werk wat ek en Hanu gemaak het, terugsit. Brenna, hoekom stoot jou baas al hierdie bome uit? Hy is werkskepping, ons gaan volgende nou stokkies optel. Werkskepping, stokkies optel. Maak sin. Ja, so. Kom ons kom aan die werk. Weet jy? Klim na die kant op en vang jy aan die cap. As hom net so kan hou, gaan ek skryf want hier alles is glad hier. Nou moet jy opklim, Sputnik. Ja. Nou, En dan staan jy daai kant. Dan gaan ek daai kant. So ek gaan daai kant se strap vat. Jy die kant steen en sak ons hom so bietjie in. Wangle ons hom. So af. Dan moet hy daar uithak. so. Daar so in daai hoek. Nou moet hy vorentoe laat hy hier kan ingly. Dan moet die fan in sy kouling inklim. Ja man, dis moet erin waar hy sit. Jebo. Nou, as ek hom net gestryd kry, dan kan hy hang. Hy Okay, Brenna. Wat is Brenna? Excavator is weer aan die loop. Wat het ons al gemaak? So die fanpomp teruggesit, olie geruil, drolie se oliefilter geruil. Dit klink nou so min goed, maar dit is nou hoe laat? 3 uur die middag. kwart oor En ons het 8 uur begin. Ja, so kyk nou dat die fan mooi aanskop, laat hy koud bly. En ja, dan kan hy maar ander operate, hierdie blokkie bome uithaal. Dirt buckets is al besig. Hulle gaan hierdie land mooi level en turn roads bou, dat hy kan polypipe kry volgende jaar. Brenna gaan nou daar op 'n trekker klim en aangaan. Ek gaan my sprayer reg kry. Ek en Hanu moet môreoggend burn down spuit, al die bossies doodspuit, dat hulle nie deur die winter kan saad skiet nie. Ja, suksesvolle dag, Brenna. Ek dink so. Ja, so bietjie. Die beste deel van die dag was lunchtyd. Definitief. Alright, daar van die excavator af. Die volgende job is net hier oorgehandig. Brenna, Ja. jy maak my moeg, man. Ja, swaar. Ja. In 'n geval, ons moet dirtbakkers is hier besig om hierdie land bymekaar te maak. Hierdie een is 'n blade, moet ons swap. Hy's 'n bietjie afgewerk, ons gaan hy maar te blade omdraai, daai ene en daai op die kant, dat hy kan skep en grond vreet. Ek gaan net kyk, okay. Skres jy op kort, dan stuur ek tussen 1, 2, 3, 4 ander ouens, dan stuur ek hulle, okay. En die dirtbag is nog op. Ek weet nie hoe die trekkers werk nie. Hulle groen nou af. Groen ene. Hoe tel jy die trekker op? Moet ek hom nog optel vir jou? Ek dink ons gaan beter werk. Ons kan seker net so ook werk. Ja, sal gaan optel. Ek het so lank die trekkers gery. Ek weet nie hoe nie. Laat ek aan die kant klim. Gaan jy hulle vashou? Ja, wat? Okay. Ek het hulle almal los, dan swaai ons hierdie ene om en dan swaai ons die volgende. Wat dink jy? Okay. Nou gaan hy so. Okay, Brenna, kan jy hom oplaai?
Ja, kyk, dit is groot. Okay. En nou, binne in my oog. Au, fuck, hierdie goed brand. Wat is dit? Hierdie spuitgoed het gespat in my oog in. Daar's hy, dis 'n nuwe dag hier in die Delta. Vandag is Saterdag die 8de November. Is my laaste naweek hier in Amerika. Volgende week die 14de terug Ouar Tambo toe. Ja, vlieg ek terug Suid-Afrika toe. Ja, dan moet julle maar ingeloer bly om te sien wat ons dan aanvang. Gaan 10 teen 1 baie motorfietsse en bakkies en toere deur Afrika wees. My gat dik nou al lank vir dit. My hart verlang na sulke dinge. In 'n geval, dis 'n storie vir volgende week en al die weke wat daar val. So vandag spyt ons weer. Dis uiteindelik weer 'n bietjie droog om in die lande te kom. En julle wonder seker, Wian, wat spyt julle die tyd van die jaar? Julle is dan klaar gestroop, julle het klaar die lande bewerk, dit gaan winter word, so wat is daar om te spyt? Wel, wat daar is om te spyt is al die bossies wat volgende jaar se dilemma wil wees. So, ons het so 2 weke terug lekker reën gekry, 'n bietjie koue en toe is dit matige temperatuur. So toe het al hierdie bossies en al hierdie opslaan boontjies soos wat julle hier kan sien, heeltemal ontkiem en hulle wil groei. En as jy al hierdie bossies los nou en jy kry nie 'n koue winter nie, dan gaan al hulle saadjies volgende jaar ontkiem en dan gaan jy net vreeslik baie sukkel om hulle onder beheer te kry terwyl jou gewasse hier staan. En ja, dit alles gaan net jou oes sleg beïnvloed. So hier is die perfekte tyd om hulle te spuit. Hulle het nog nie begin saad skiet nie. Ons het 'n mengsel in die spuit met Gramoxone om hulle kontak dood te kry so gou as moontlik en dan het ons 'n pre-emerge bygesit sodat al die bossies wat nog wil opkom na hierdie en wil opstaan, hulle gaan dit nie kan doen nie. En dit gaan nou baie help vir volgende jaar. So die rede hoekom dit so erg is hierdie jaar is omdat ons laas jaar die tyd nie gespuit het nie. Chemikalie was vreeslik duur laas jaar en toe het ons baas gesê nee, kom ons vat 'n kans en ons skiep dit. Soos julle kan sien, dit werk nie in die deel van die Delta nie. Die bossies is net te erg. So ja, daarom het die chemikaliepryse 'n bietjie gedrop. So ons gaan daai masjiene in al die lande indruk en hulle uitgespuit kry. So in die noorde van Amerika sneeu dit die tyd van die jaar al. Daar's baie dele wat sneeu gekry het. So al hierdie goed is nie 'n probleem daar nie. Maar hier in die suide, dis half so kan ek sê, dis die Limpopo van Amerika. Dit word nie so koud nie en dit word ook baie later kouer. So dit gee hierdie bossies alles kans om op te kom en saad te maak en ja, dan lê hulle net deur die winter. Hulle kom dan nie op nie en dan volgende jaar sodra jy planter hier indruk, dan besluit hulle, right boys, nou gaan ons groei. Hierdie is van my gunsteling spuitwerk in die hele jaar. Ek geniet dit verskriklik baie. Jy hoef nie te kyk vir gewasse wat jy kan doodtrap nie. Jy klim letterlik in jou land en jy spuit. En jy kan vinnig spuit, jy kan stadig spuit, jy kan draai net waar jy wil. Dis 'n bietjie cheating, is baie makliker as wat dit is wanneer daar gewasse hier is, maar ja, skort so 'n bietjie lekker spuitwerk. Ek gaan gou hierdie landjie hier uitspuit. Daar nooit klaar reën gering. Hy's daar agter besig om nog 'n land te ring. Gaan ons in hierdie groot land klim. Nou werk ons al die pad so terug workshop toe wat daai kant is. Dis 'n 4.500 akker. Vandag se weer is lekker, môre se weer is die wind 'n bietjie hoog, so ons sal sien of ons môre spuit. En ja, dan hopelik spuit ons tot ek op die Erie klim en terugkom Suid-Afrika toe. So ja, soos ek al gesê het, hou die brandewyntjie reg, hou die skaapchoppies ontdooi. Ons is nou daar.
Daar's hy, staan 'n bietjie nagskof. Dis daar nou hier voor my. Kom boetjie, laat ons werk. Kom open sesame. There we go. En watter tyd raak dit so vinnig donker? Kyk hier. 20:06. Pik giet swart. En nou so 'n stuk los tussen my en Hanu. Gaan ons in hierdie land in klim. Daarom so raai hier, yes, jy het wat hoor. Zai. Nou ja toe, dis die 12 November, vandag my laaste dag gewerk hier in die Mississippi Delta. Verseker so 'n bietjie van 'n heimwee gevoel. So graag sodat ek wil huis toe gaan ek verseker baie dele van die plek mis. En ja, jy kan nie laat die lewe op jou wag nie. Jy moet hom aanpak elke dag, elke oomblik. Moenie enige oomblik mis nie. Moenie kans laat verbygaan nie, want jy weet nie wanneer jy dit ooit weer gaan kry nie. So ja, hierdie avontuur was baie lekker. Dit was lekker om alles wat hier aangaan met julle te deel. Ander manne is besig om nog dirtbakkers te werk daar. Ek en Hanno is op die spuit. Ons is nog so 'n paar lande om klaar te maak. Ek gaan môreoggend inkom en weet laat spuit. En dan gaan ek hier lunchtyd office toe gaan, dan bank toe gaan, al my bankgoeders uitsort, tasse slaappak en dan Vrydagoggend die 14de kom ons Suid-Afrika toe. Nou ja, Mississippi, dankie. Jy was goed. Tot ons mekaar weer sien en fluit. My storie is uit. Dis dan nou die laaste van my Boer Amerika dae. 5 seisoene het in 'n oogwink verbygevlieg. Met baie sweet, baie verlange en baie lesse wat ek geleer het op my pad. So wat lê dan nou vir my voor? Wel, die van julle wat my ken, weet dan nou al dat ek gek is oor enigiets met wiele en die brul van 'n engine. En daai passie gaan ek nou met alles in my najaag. Ek het 'n aanlyn 4x4 en buitelugwinkel begin en is ook besig om 'n installasiesentrum op te sit in ons area in Noord-Limpopo. So gaan loer gerus in by ons winkel op fastbytestore.com. Daar sal jy al die verskillende salwe kry om op 'n avontuurgier van jou te smeer. Ons doen alles van premium klankinstallasies om skoonmaak geklaas stil te maak. Spotlights vir daai cruise wat hekkies hardloop in die aande oor die teerpaaie, regdeur tot by Viper Performance se pragtige exhaust om jou voertuig se longe daai ekstra brul te gee. Alles wat ons verkoop kan self geïnstalleer word om 'n meer persoonlike ervaring te gee soos wat jy jou pride and joy stuk vir stuk opbou. So moenie huiwer om ons te kontak met enige vrae nie. Ons help graag. En as jy nie kans sien om die werk self aan te pak nie, kontak ons gerus vir installasiekwotasie op jou gekose produkte. Ons sal graag deel wil wees van jou passievolle bult. Tesame met die 4x4 winkel gaan ek ook my liefde vir foto en videografie uitleef en 'n paar interessante programme uitbring en publiseer vir julle hier op YouTube en sosiale media. So moenie te ver wandel nie. Boer Amerika was net die begin. Ek sê vir jou dankie dat jy gekyk het. Tot ons mekaar weer sien. Goed gaan. Cheers.